gaan die 4 verse van Psalm 100 sing. Hierdie ken hom almal. Goed so, juig al wat leef, juig voor die Heer. Juig al wat leef, juig voor die Heer, den God met blydskap gee om eer. Kom nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgedig. Die Heer is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees, en skape van sy wy te wees. Gaan deur sy poorte in met lof, tempel om. Vir al die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sonde. Verdeelde trou teken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die wat my gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter werk dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig.
Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ja, Psalm 86 vers 1 en vers 2 en daarna wil ek vra dat u saam met my sal bid asseblief. Heer my God, ontferm my, luister na my stem, verhoor my. Is elendig diep in nood, gans en al vanop ontbloot. O, bewaar my, is almagtig, maak my weer u gunst deelagtig. Red u knegt, verlos my nou, waar kan alleen op u vertrou. Wie is toch soos u weldadig, wees my dan o Heer genadig, want my roepstem en geklag klim tot u die ganse dag. Oor my en my siels verlange, gee my vreugde en vreugdesange, want ek hef my hart en hoog, troue God tot u omhoog. Almagtige Vader, u regeer oor alles op hierdie aarde vanuit die hoogte. U is in beheer van alles wat gebeur op hierdie aarde. U weet daarvan nog voordat dit plaasgevind het. En ons glo dat u bestuur ook alles vir ons ten goeie. Ons prys u, Here, dat u ons nooit uit die hande uit laat gaan nie, dat u ons altyd vashou, en dat die een ding waarvan ons altyd seker kan wees, is die onwankelbare liefde vir ons. En daarom hou ons as gelowiges vas. En is ons ook dankbaar om vanoggend die voorreg te hê dat ons in hierdie gebou kan wees om saam die heilige nagmaal te vier. Dit versterk op ons die vertroue in u, ons goeie God, want weer gaan ons sien hoe dat u vir ons sorg en vir ons voorsiening maak. Wil u gee dat dit werklik vir ons 'n fees sal wees. Laat u woord tog baie duidelik tot ons spreek. Laat u woord ons opnuut ook laat besin oor ons elkeen se lewe. Ons bid, Here, dat u ons saam wees as gemeente sal seën, dat dit ook werklik gemeenskap van gelowiges sal wees, dat mense wat vir mekaar ons mense wat nog nie in ons gemeente is nie. Ons bid in ons Here Jesus Christus. Amen. Broer en suster, ons lees 'n bekende gedeelte as dit kom by die nagmaal. Eksodus hoofstuk 12, die instelling van die Pasga vanaf vers 1.
Die oorkoepelende gedagte van die preke vanoggend is dat die Here wil hê ons moet fees vier. Die Here wil hê ons moet fees vier. Die Here wil hê ons moet die lewe ook geniet. Die Here het vir Moses en Aaron in Egipte land gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees, dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees, praat met die hele volksvergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet elkeen van hulle 'n lam neem vir sy familie, 'n huisgesin. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit deel in verhouding tot die getal persone. Julle moet die lam in porsies verdeel in wat elke huisgesin gaan eet. 'n jaar oud lam sonder gebrek moet julle kies. Uit die skape of die bokke kan julle dit neem. Julle moet die lammers veilig hou tot die 14de dag van hierdie maand. Die hele byeenkoms van die volksvergadering van Israel moet dan laatmiddag hulle lammers slag. Hulle moet van die bloed neem, dit smeer aan die sykante en bokant van die deurkosyne by die huis waarin hulle dit eet. Hulle moet die vleis dieselfde nag eet, oor die vuur gebrand saam met ongesuurde brood en bitter krye moet hulle dit eet. Julle moet nie daarvan eet as dit rou dan die brood eet. Reeds op die eerste, want elkeen wat iets eet wat met suurdeeg gebak is, vanaf die eerste tot die 7de dag, daar die persoon sal van Israel afgesny word. Op die eerste dag moet julle 'n heilige byeenkoms hou en ook op die 7de dag. Geen werk moet op hierdie dag gedoen word nie. Net wat elkeen moet eet, slegs dit mag vir julle voorberei word. Onderhou die fees van die ongesuurde brood, want op hierdie bepaalde dag het ek julle leerafdelings uit Egipte land gelei. Julle moet hierdie dag onderhou as 'n voorskrif wat altyd vir julle nageslagte geld. In die eerste maand, op die 14de dag van die maand, in die aand moet julle ongesuurde brood eet, tot op die 21ste dag van die maand, in die aand. 7 dae lank mag daar nie suurdeeg in julle huise gevind word nie, want elkeen wat iets eet met suurdeeg in, daardie persoon sal van die volksvergadering van Israel gesny word, of hy nou 'n vreemdeling of 'n gebore Israeliet is. Enigiets met suurdeeg in mag julle nie eet nie, in al julle woonplekke moet julle ongesuurde brood eet. Moses het toe al die oudstes van Israel geroep en vir hulle gesê, vang en neem self lammers vir julle familiegroepe en slag die Pasga lam. Neem 'n bossie marjolein en doop dit in die bloed wat in 'n bak is. Vee van die bloed wat in die bak is aan die bokant en aan die 2 sykante van die kusyne. En wat julle betref, niemand mag by die deur van sy huis uitgaan tot die volgende oggend nie. Die Here sal deur die land gaan om die Egiptenare te tref, en wanneer hy die bloed aan die bokant van die 2 sykante van die kusyn sien,
sal die Here by die deur verbygaan en die vernietigers nie toelaat om julle huise binne te gaan om julle te tref nie. Kom hierdie saak na as 'n voorskrif wat vir altyd geld vir jou en jou kinders, wanneer julle in die land kom wat die Here aan julle sal gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie gebruik nakom. Wanneer julle kinders julle vra, wat beteken hierdie gebruik vir julle, dan moet julle sê, dit is die Pasga offer vir die Here, hy wat by die huise van die Israeliete in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenare getref het. Ons huise het hy egter gespaar. Die volk het toe gekniel en in aanbidding gebuig, die Israeliete het gegaan en dit gedoen, soos die Here Moses en Aaron beveel het hulle gemaak. Geliefde broer en suster, nagmaal is vir ons gemeente 'n fees. Omdat die wortels van ons nagmaal lê in die Pasga, wat ek nou net vir u gelees het uit Eksodus hoofstuk 12. Die Pasga was die groot Ou Testamentiese fees, waar dit gaan oor verlossing, waar die Here sy volk Israel verlos het uit die slawehuis van Egipte. Nou hier in ons gemeente probeer ons op verskillende maniere die feestelikheid van die nagmaal beklemtoon. Dit is byvoorbeeld hoekom ons die gebruikelike ete na nagmaal het, want met 'n fees eet 'n mens en kuier 'n mens lekker saam. So dit is een manier waarop ons die feestelike karakter van die nagmaal probeer uitlig in hierdie gemeente. Wat ook opvallend is dat die Here is streng daaroor dat almal moet deelneem aan hierdie fees, nê. Is baie duidelik daaroor dat as iemand nie deelneem aan die fees nie, of nie hou by die reëls wat hy gegee het vir die fees nie, dat so 'n persoon homself of haarself eintlik buite die volk Israel dan geplaas het. En dan is jou verhouding uit die aard van die saak met die Here self dan in gedrang. So, in ons kultuur, moet ek vir julle sê, ek kan sien dat dit vir mense moeilik is om nagmaal en 'n fees nou met mekaar te verbind. En ek dink tot 'n groot mate het dit te doen met die biertent. Want kyk, in Afrikaans en in die Afrikaner kultuur van die laaste 20 jaar, kry ons die sogenaamde kunstefeeste oor die hele land. Kunstefeeste. Waar jy basies in 'n vergrote mall rondloop, en daar is heeltemal te veel kosstuitjies, wat weggooi kos eintlik, of gemors kos verkoop, en mense eindig gewoonlik by die biertent, en dis die som totaal van die fees. Dis die aktiwiteit wat hulle doen. So die oomblik as die dominee 'n aankondiging maak dat vandag gaan dit oor die feestelikheid van nagmaal, dan kan ek sien hoe slaan die meeste mense vas by die gedagte. Dit wat ek weet van 'n fees, ek is nie meer so positief oor die gedagte van 'n fees nie. So daar is iets van 'n kulturele blokkasie wat by ons as Afrikaners ontstaan het met reg, dink ek behoort jy te begin besin oor hierdie sogenaamde feeste, musiekfeeste, kunstefeeste, al hierdie feeste gaan gewoonlik gepaard met 'n klomp verkeerde dinge. Nou, wanneer jy dit in jou eie kultuur, onder jou eie mense, my eie mense, waarneem, wat moet jy dan sê? Dan moet jy sê, wel, ons moet teruggaan na die Bybel toe om te gaan kyk, wat is 'n fees? Want die Here is baie duidelik daaroor, ons moenie nou die fees weggooi nie. Ons moenie nou sê, wel, ek gaan nie meer fees vier nie, want ek wil nie deelneem aan hierdie tipe van ding nie, wat so deel geword het van ons samelewing nie, en van ons Afrikaner wees nie. Ek wil nie daaraan deelneem nie, ek kan nie daarmee identifiseer nie, ek wil nie daarmee assosieer nie, en net daar en dan gooi jy alles wat fees is weg. Dis ook verkeerd, want die Here wil hê ons moet fees vier. Hy wil hê ons moet feestelik lewe, en dat ons nie moet toelaat dat die duiwel en die sondige wêreld
die mooi van die lewe van ons steel nie. So dit is belangrik dat u na hierdie preke ook in daardie opsig luister. Dis duidelik wat staan in Eksodus hoofstuk 12. Ek het die woorde toe ek het gelees het beklemtoon. Daar staan duidelik dat die Here sê, dit is 'n fees. Dit moet feestelik gevier word. Die fees is eie aan die kerk. Dit hoort in die kerk. Dit hoort ook in die erediens. Dis deel van ons kerklike lewe. Vreugde en blydskap en opgewondenheid. Ons het dit gelees in Eksodus hoofstuk 12. Nou waaroor al die blydskap en die opwinding? In die tyd van die Pasga was dit in Eksodus hoofstuk 12, die Here gaan julle verlos na honderde jare van slawerny. Hy gaan julle vrymaak. Julle gaan nie meer elke dag moet werk vir ander mense wat julle doodwerk en wat julle pap slaan nie. Van nou af kan julle regtig begin lewe en die lewe geniet. Vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges beteken dit nog steeds dat God is ons redder en ons verlosser. Hy maak ons vry dat ons kan lewe en die lewe kan geniet. En die lewe geniet, broer en suster, gaan nie gepaard met al die wêreldse dinge, wat die wêreld so oorbeklemtoon in die tyd wat ons leef nie. Die ware blydskap en vreugde, kinders, lê in die dieper dinge in die lewe. Dit waarvan ons lees in die Bybel. Die kultuur in die wêreld rondom ons het dit verkeerd omgedraai, het dit sleg gemaak. So jy kry die indruk, en jy kan dit ook verkeerd hê, dat jy dink dat om na 'n fees toe te gaan is 'n vrywillige saak. Hierdie fees is nie vrywillig nie. Die Here sê uitdruklik vir Israel, julle moet die fees vier en julle moet hom so vier, op hierdie manier, en dis die reëls. So dis nie 'n vrywillige fees soos al hierdie ander Afrikaner feeste wat ons kry, wat jy kan besluit of jy wil gaan of nie gaan nie. Hierdie is 'n moet. Die Here beveel dit. Die Here wil hê jy moet die lewe geniet. Die Here wil eintlik vir jou sê, moenie so melankolies wees nie. Moenie so neerslagtig wees nie. Dis regtig nie my wil vir jou lewe nie. Dis nie wat ek vir jou soek nie. Ek wil hê jy moet die lewe uitbundig geniet. En daarom, broer en suster, wie kan vir ons uiteindelik die groot vreugde gee, sodat ons nie al ewig in die spreekkamer sit en voel dat ons wil nie met die lewe aangaan nie? Wie gee vir ons die diepste betekenis aan ons bestaan? Jy sien, as jy hierdie vraag nie kan antwoord nie, en as jy hierdie punt verkeerd het, kan jy vir baie lank in jou lewe aangaan, met die wêreldse feeste en die wêreldse manier van lewe en die wêreldse doen. En jy kan dink, wel, my lewe is nie sleg nie. Ek geniet die lewe, ek verdien genoeg, ek kan goed genoeg vir myself sorg en ek kan die lewe geniet. Maar een of ander tyd kom dit by 'n punt in jou lewe wanneer dinge begin skeef draai. Iets soos byvoorbeeld 'n ernstige siekte of die dood van 'n baie naby geliefde. En dan, daar gaan jy. Want jy kon nie die vraag vir jouself antwoord waarom jy leef nie. Waar is die bron van jou vreugde en van jou feestelikheid nie? Hoekom jy die lewe geniet nie? Hoekom jy vreugde in die lewe het nie? 'n Mens het vreugde in die lewe, broer en suster, en net oor een rede. En dit is blywend. Dis die een wat jou deurdra deur jou ganse lewe. En dit is as jy weet wie God is. As jy weet wie hy is, wat hy doen en wat hy vir jou beteken. Jy sien, die Here is ten diepste die blywende rede vir feestelikheid en vreugde. Dat jy selfs onder die slegste omstandighede nog steeds met vreugde en blydskap kan lewe. Neem as voorbeeld die apostel Paulus. Hy sê hy het hom 5 keer 39 houe geslaan. Hy's meer as 1 keer gestenig, gelaat vir dood. Hy was op die oop water, hy was 'n drenkeling gewees. En as jy Paulus se briewe lees, is daar feestelike vreugde oor die Here en wie hy is. Wil jy regtig vir my sê, jy soek dit nie, jy kort dit nie in jou lewe nie,
wanneer die stampe en die stote van die lewe jou tref en jy kry swaar, dinge verander ewe skielik in jou lewe, is die feestelike vreugde uit jou lewe uit weg? Wel, hier is die antwoord. En ek ken u almal se lewens, broer en suster, en ek wil u aanmoedig, vier fees, maar vier dit vir die regte rede. God laat ons fees vier, want hy red ons en skenk ons die hele lewe. Die Here gee vir ons die lewe. Hy maak die lewe moontlik. Paasfees is die groot bevrydingsfees. Bevryding van Israel, die nageslag van Abraham uit die slawehuis van Egipte. Ons hoor dit elke Sondag. Dis die eerste keer wat ons in die Bybel lees van hulle as 'n volk. Voorheen was hulle mos maar Abraham, Isak, Jakob, 'n familie en 'n familiegroep wat uiteindelik toe 'n volk geword het. Hier lees ons van hulle as 'n volk. En nou kom die Here en hy sê vir hulle van nou af, hierdie instelling van my moet vir julle die eerste dag van die kerklike jaar wees. Hy noem dit nie hier die kerklike jaar nie, maar dit was vir die Jode die eerste dag van die kerklike jaar. Hoekom? Dis hulle nuwe jaar. Hoekom is dit hulle nuwe jaar? Dis hulle nuwe jaar want die nuwe lewe is moontlik. Daar is potensiaal in die nuwe jaar. Wat gaan nie alles gebeur wat wonderlik en goed is nie? Watter geleenthede gaan ek nie alles hê om uit te doen en bereik nie? Hoeveel vreugde maak dit moontlik, want hy gaan haal ons waar ons slawe was wat verdruk is. Hulle het 'n ander eerste dag van die jaar vir die siviele jaar gehad. Dit raak so bietjie moeilik en nou sal mense sê, hoekom is dit so jaar wat begin met die Pasga en dan later ook 'n eerste dag vir die siviele jaar? Met ander woorde, mense kan sê vir die algemene jaar. Byvoorbeeld hierdie se jaar einde en jaar begin is in die middel van die jaar. SARS dokumentasie ingevul. Jy moes dit nou al ingegee het as jy nog nie geweet het nie. Jy moes dit al ingedien het, want die staat het ook 'n snaakse manier om hierdie jaar te bereken. Hulle werk ook nie van 1 Januarie af nie. So, dis ons mense ken dit. So onthou nou maar net, wat is die betekenis daarvan dat Pasga op die eerste dag van die kerklike jaar gevier word? Die Here sê, die lewe lê oop voor jou. Ek maak dit oop voor jou, dat jy kan lewe en dat jy as 'n fees moet beleef. En weet jy, broer en suster, vir my is dit verskriklik belangrik. Dit klink dalk na detail, maar dit is vir my vreeslik belangrik, want ek is 'n sondaar wat elke dag sonde doen. En ek moet elke dag wat ek bid, moet ek weer met die Here praat oor my lewe en oor myself en oor my sonde. En dit raak moeilik as jy sukkel met sonde. As jy 'n sonde dalk herhaal, dan kan 'n mens voel, maar hoe kan ek weer met die Here gaan praat oor my sonde? Hoe kan ek het so ver weggeval. Hoe maak ek 'n nuwe begin? Die Here sê, ek is die God van 'n nuwe begin. Ek wil hê jy moet na my toe kom. Jy kan oop en eerlik met my wees in jou verhouding met my. En jy kan 'n nuwe begin maak elke dag van jou lewe, ten spyte van alles wat verkeerd geloop het in jou lewe, ten spyte van alles wat jy verkeerd doen, of wat jy herhaal het. Maak net 'n nuwe begin. Moenie op die ou patroon voortgaan nie. En is dit nie ongelooflik betekenisvol nie? Om te dink dat in jou verhouding met die Here is dit moontlik. Dit op sigself verskaf my geweldige groot vreugde. Die viering van die Pasga was op die Here gerig. Die wêreld hou hierdie feeste, hierdie kunstefeeste, dink maar aan hulle. Dis wêreldse feeste, nê? Dis op die mens gerig. Mense moet lekker kos daar eet, wat hulle wil eet of nie gewoonlik kan eet nie. Hulle moet soveel kan drink soos wat hulle wil.
hulle moet goed kan kyk wat hulle wil, hulle moet goed kan luister wat hulle wil, hulle moet hulle self geniet. Dis die wêreldse manier van feeshou, hoor. En hoe is die kerkse manier van feeshou? Hoe is die Pasga? God. Jy's op God gefokus. Wie hy is, wat hy doen, wat hy vir ons beteken, wat hy in ons lewe laat gebeur, hoe dat hy my lewe 'n vreugde maak, hoe dat dit vir my wonderlik is om hom te kan ken en om hom te kan dien. Dit, broer en suster, is heeltemal 'n ander klem. En dit kan nie van my weggevat word nie. En sien jy, dis 'n fees. Die wêreldse manier is, hulle het dit omgedraai. Net iets oor, hoekom is ek so opgewonde oor die Here? Dit begin, die seun, die oudste seun in die huis, het die verantwoordelikheid gehad om te vra, wat se aand is hierdie? En dan moes die pa nou gegaan het en vertel het, wat se aand is hierdie? Hoekom het hulle die lammetjie geslag? Hoekom eet hulle hierdie snaakse plat brode wat soos pizzas lyk en nie die gewone brood wat met suurdeeg gebak is nie? Wat se aand is hierdie? En dan vertel hy nou vir almal wat gebeur het. Nou, dis waar die woord Pasga vandaan kom. Weet jy wat beteken die woord Pasga? Die woord Pasga beteken nie red nie. Die Jode het later jare gesê, o God het ons uit Egipte gered. Dit klink glad nie so sleg nie. Dit klink baie slegter as jy sê, God het ons gespaar. Want weet jy wat, daar's 'n verskil. Daar's 'n baie groot verskil tussen red en spaar. Hoekom sê die Here gaan hy Egipte tref in daardie nag? Hy sê hulle afgode. Hy sê, ja, dit is verskriklik hoeveel afgode hulle het. En die Jode, wat het die Jode gedoen? Hulle het saam met die Egiptenare die afgode gedien. Hulle het daai afgode saam met hulle op die pad gevat. Hulle het daai afgode bly dien. Gaan kyk maar, gaan lees bietjie wat sê Joshua in sy slottoespraak in Joshua 24, hoe dit hy vir hulle sê, julle voorvader Abraham het al die afgode in Ur gedien. Gaan kyk, Genesis hoofstuk 12 as jy my nie glo nie. Abraham was 'n afgodsaanbidder. Julle het nuwe afgode gekry in Egipte, julle het hulle saamgebring, sê Joshua vir hulle. Stop dit. En nou kom dit by daardie punt, dat die Jode sê, God het ons gered. Hy het ons daar gaan haal. Maar as jy sê, God het ons gespaar, dan moet jy erken, ons was net soos die Egiptenare. Ons het nie die genade verdien nie. God het genade aan ons bewys. Ons was net soos hulle en hy kon ons almal getref het en dis hoekom hulle daardie bloed in die bakkie moes opvang. En ek sien daar's 'n verskil in die vertalings tussen Mariolyn en Hyssop. En dan moes hulle daardie bloed gaan smeer aan die deurkusyne. En as jy agter daardie kusyne gebly het wat met bloed bedek was, dan is jy gespaar. Pasga, Passover. God het by jou verbygegaan en hy het nie ingegaan en jou doodgemaak, soos wat hy gedoen het met die eersgeborenes van Egipte nie. En die Here, en dis ook mooi vertaal in die vertaling wat ons gelees het hulle gespaar. Soos wat hy vir my en jou gespaar het. Wat is die verskil tussen jou en die mense wat daar in die straat verbyloop? Wat is die verskil? Is jy beter? Ek is nie beter nie. God spaar my. Hy hoef my nie te spaar nie, maar hy spaar my. Dit is wat sy genade beteken. Dit is dieselfde met jou, broer en suster. Die brood sonder suurdeeg is 'n belangrike gedagte, die matsos. Die matsos is die brood sonder die suurdeeg. Ons het ietsie daarvan gelees, hoe dat hulle op 'n sekere tyd daai suurdeeg uit die huis uit moet haal. Weet jy hoekom moes hulle dit doen? Dis presies hierdie punt wat ek nou maak oor die sonde. Hoe maak jy suurdeeg? Ek onthou, my pa se pa het nog die gebruik gehad om brood te bak, en baie keer brood te bak buitekant in 'n oond. En 'n ding wat ek onthou van daardie brood, is natuurlik dat dit baie lekker was, maar hoe maak jy suurdeeg? En ek vertel gou vir die kinders. Suurdeeg maak jy,
deur 'n stukkie van die ou deeg te laat oorbly. En daardie stukkie van die ou deeg wat oorgebly het, laat jy dan fermenteer, partykeer amper vir 'n week lank. En as jy dan in daardie bakkie sou ruik waar daai suurdeeg is, dan stink dit. Dis die reuk van die sonde. Dis die reuk van agteruitgang. En dan vat jy daai suurdeeg en jy meng dit in die hele mengsel in, en dan rys die hele mengsel. En dan het jy 'n hoë, pragtige brood. Maar as jy die suurdeeg uithaal, so suurdeeg word 'n simbool, as gevolg van daai reuk, simbool van sonde en agteruitgang. Jy kan hom nog so 'n bietjie sagter sit. En as jy dit uithaal, dan sê jy die sonde moet weg. Die sonde mag nie hier wees nie. Sien julle dit? Nou, uiteindelik het dit 'n hele gebruik geword. Die kinders moet voor die tyd, die huise is skoongemaak en uitgevee, elke koekiekrummel, alles is deurgegaan om seker te maak, nêrens is daar suurdeeg in die huis nie. Nou, Paulus gebruik presies hierdie beeld in 1 Korintiërs 5 vers 7 as hy vir ons sê, verwyder dan die ou suurdeeg sodat julle 'n nuwe ongesuurde deeg kan wees. En dit is julle ook. Ons paaslam is immers geslag, dit is Christus. Dis 'n manier om te sê, laat die sonde uit jou lewe verdwyn, dat jy kan feesvier. Dat jy werklik kan bly wees waaroor jy moet bly wees. Die paaslam moes geslag word, 'n skaaplammetjie of 'n boklammetjie, en daar was 'n sekere manier waarop dit gedoen is. En ek gaan nou nie op dit alles ingaan nie. Ek wil afsluit deur vir u te wys hoe dat die Here Jesus presies die paaslam van God was. Die paaslam moes die 10de dag afgesonder word. Dit is dieselfde met ons Here Jesus Christus. Die vorige Sondag kom hy Jerusalem in. En dis duidelik alles het verander. Nee. As hy die Jerusalem inkom, hy is op pad na die kruis toe. Die lam is in daardie tyd wat hulle hierdie lammetjie eenkant gehou het hulle daai lammetjie baie goed versorg, maar hulle die hele tyd daardie lammetjie deurgekyk om te sien, is daar miskien 'n foutjie met hierdie lam? Want as daar 'n fout was, moes hulle hom vervang en terugjaag na die kudde toe en 'n ander lam gaan vang, wat hulle dan ook so kon goed versorg en dophou. Hy het nie tussen die ander skape geloop nie. Die laaste week voor sy kruisiging, het die Fariseërs en die Sadduseërs probeer om Jesus die hele tyd met vrae uit te lok. Die Joodse raad het uiteindelik gekom met beskuldigings en hy's deur almal ondersoek en ook ondervra deur die Romeine. En uiteindelik kom Pontius Pilatus en wat sê Pontius Pilatus oor die paaslam van God? Hy sê volmaak, perfek. Ek vind geen skuld in hom nie. Onthou jy dit? Op die 14de dag is die Pasga gevier en is die Paas Hallel, dit is Psalm 113 tot 118 gesing. Weet jy dat in die aand, toe hy die nagmaal ingestel het, het ons Here Jesus dieselfde psalms, Psalm 113 tot 118, sy eie dood besing. Hy het dit ook in vervulling laat gaan. Vanaf 9 het almal, jy het nie die lammetjie enige tyd geslag nie. Die lammetjies moes vanaf 9 geslag word. Hoe laat dink jy is Jesus kruis toe? Hoe laat dink jy het die soldate die spykers ingeslaan? Sal dit u verbaas as ek vir u sê 9 Om 3 broer en suster, ekskuus tog, is Jesus die oggend gekruisig. Om 3 is die lammetjie dan, moes al die lammers geslag gewees het. In ander woorde, almal was dan dood. Al die paaslammetjies was dood. Hoe laat het Jesus gesterf? 3 Geen been van die lammetjie mag gebreek geword het nie. Die soldate het gekom en die ander se bene gebreek, maar toe hulle by die Here Jesus kom, wat het hulle gesien, sê Johannes in Johannes 19 vers 36. Dit was nie nodig om sy bene te breek nie. Daar mag niks van die paasmaal
volgende dag is kruis sy ander woorde die lamp moes uiteindelik deur kusyne beskerm. Toe die bloed van Christus op die kruis gevloei het, is die betaling gedoen en het dit ons lewe beskerm en het dit vir ons die lewe oopgemaak. Die wat agter die bloed gebly het, het gelewe. Die wat onder die bloed dus gebly het, het gelewe. As jy in die huis gebly het, toe die engel deur Egipte getrek het, het jy gelewe. As jy uitgegaan het, het jy gesterf, want dan het jy weggegaan van die bloed af. As jy onder die bloed van Christus bly, die paaslam van God, sal jy lewe. Ons mag nou die nagmaal vier. Die nagmaal is nie 'n maaltyd wat ek met 'n lang gesig na die tafel toe hoef te kom nie. Dis 'n maaltyd waarin ek die lewe vier. By God is daar lewe. En God wil die lewe vir ons gee. God is hier. Hy is immers die gasheer van hierdie tafel. Kom vier die nagmaal as 'n fees van die Here. Amen. Kom ons luister, broer en suster, na die woorde van die formulier. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here, maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal op die regte wyse te vier en daardeur vertroos te word, is dit nodig dat ons onsself vooraf deeglik ondersoek en die nagmaal dan gebruik om die Here se verlossingswerk opnuut in herinnering te roep. Ware selfondersoek bestaan uit die volgende 3 dele. Ons moet nadink oor ons sonde en die vloek wat ons oor onsself gebring het. Hieroor moet ons onsself met diepe berou en nederigheid voor God neerbuig. Ons moet God se vaste belofte glo dat al ons sondes vergewe is, alleen op grond van die versoening wat Christus vir ons bewerkstellig het. Omdat Christus ons skuld gedra het en ons sy geregtigheid ontvang het, is ons van die skuld vrygespreek. Ons moet opreg begeer om God met ons hele lewe te dank, opreg voor hom te leef en in ware liefde en eensgesindheid in harmonie met ons naaste te lewe. Hulle wat so gesindheid het, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Hulle wat egter God se gebod hardnekkig en sonder berou oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan almal wat in hulle sonde volhard, dat hulle nie na die nagmaal van die Here moet kom nie. Almal dus wat afgode dien, towenaars en waarsêers aanhang en aan hulle glo, lasterlike dinge van God sê of skering in die kerk of staat veroorsaak, myn eet pleeg of ongehoorsaam is, moet nie deel hê aan die nagmaal van die Here nie. So ook alle moordenaars en twysoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards. Want iemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het nie deel aan die koninkryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons dink ons is sonder sonde en volmaak nie. Inteendeel,
Ons kom juis omdat ons die lewe buite onsself in Christus soek. Met so 'n gesindheid erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie tekortkominge, soos gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde vir God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees met ons hele wese berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig ag om deel te hê aan die voedsel en drank wat God ons gee. Die doel van die nagmaal is die woorde: gebruik dit as 'n herinneringsmaaltyd tot my gedagtenis. Om die nagmaal op hierdie wyse te gebruik, moet ons opreg glo dat Christus deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy waarlik mens geword het en as sondelose lam God se toorn gedurende sy hele lewe op aarde in ons plek gedra het. Christus het God se wet in ons plek met volkome gehoorsaamheid vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel sodat ons van God se oordeel vrygespreek kan word. Hy is met spykers aan die kruis vasgeslaan om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te heg. Op hierdie manier het hy in ons plek ons vervloeking op hom geneem, om sy seun aan ons te skenk, sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Hy het uiterste pyn en smart gely en in bange Godverlatenheid uitgeroep: my God, waarom het U my verlaat? Uiteindelik het hy met sy dood en met sy bloed wat gevloei het, die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde: dit is volbring. Wanneer ons op hierdie wyse aan hom en sy lyding dink, verseker die tekens van brood en wyn ons telkens weer dat hy hom in ons plek gestel het. Ook verseker hierdie tekens ons dat hy ons werklik met sy liggaam en bloed voed, net soos hy ons voed wanneer ons die brood en die wyn eet en drink. Op hierdie manier wil die lewende Christus ons deur sy Gees van sy liefde verseker en ons onwrikbaar laat besef dat ook ons ingesluit is in hierdie genadeverbond. Elke keer as ons die nagmaal vier, getuig ons van sy dood totdat hy weer kom. En daarom laat die fees van die nagmaal ons vurig verlang en uitsien na die bruilofsfees van die Lam. Die nagmaal leer ons immers om die eenmaal Christus aan die kruis gebring het, heelhartig in die geloof te aanvaar as die enigste grondslag van ons saligheid. Aan die kruis is sy liggaam gebreek en sy bloed uitgestort om sodoende volkome versoening vir al ons sondes te bewerk. Op hierdie wyse vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die Gees verwerf, die Gees wat lewend maak, ons in ware gemeenskap in Christus verbind en ons in al sy seëninge laat deel. Die Gees bind ons ook in ware liefde saam as lede van een liggaam. Omdat ons almal deel in die een brood, is ons almal een liggaam. En daarom moet almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde, woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Laat ons ons nou eers voor God neerbuig en hom gelowig om sy genade aanroep. O God en Vader, wat U oor ons ontferm, ons dankie dat ons opnuut U Seun Jesus Christus se bittere kruisdood mag gedenk, 'n gebeurtenis wat vir ons troos inhou. Ons bid U, gee deur U Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, sodat ons onsself toenemend aan U Seun sal toewy, met hom die brood van die ewige lewe versterk sal word, en nie meer in ons sondes nie, maar in verbondenheid met hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is, en dat ons U kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely, en met verlange te wag totdat hy weer sal kom,
om ons in ewigheid na hom te neem. O God en Vader, U wat U oor ons ontferm, verhoor ons om Jesus ontwil. Amen. Aan tafel, broer en suster, gaan ons nou saam sing, terwyl die tafel vir u in gereedheid gebring word, Psalm 36 vers 2. Geliefde broer en suster, ek lees dan nou aan u die beroep om u hart en gedagtes op Christus te rig, en dit geld vir al die tafels. Rig u hart en gedagtes op Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader. Wees daarvan verseker dat die Heilige Gees u werklik versterk met Jesus se liggaam en bloed, net so seker as wat u die brood en die wyn ontvang as herinneringstekens aan sy verlossingswerk. En dan, geliefde broer en suster, lees ek ook vir ons die uitnodiging vandag uit Matteus hoofstuk 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Met hierdie woorde, broer en suster, kan die eerste gaste uit hierdie blok toetree tot die tafel van die Here. Broer en suster, u kan maar kom, ek sien hier gaan nog 'n klompie plekke wees. Hier is 4 aan die kant en hier is nog 1 aan die kant. So daar is nog 2 hierdie kant en dan nog 1. Sarita. Dan sê, baie dankie, die tafel is nou vol. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van al ons sonde. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, dink almal daaraan, drink almal daaruit, dink daaraan en glo
dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sonde. Ek lees vir die broer en suster uit die Psalms uit. Psalm 45, wat spreek van die koning. Ons weet wie die koning is. Psalm 45 vers 9 tot 16. Die geur van mirre en alwyn en kaneel deurtrek al u klere. Musiek uit u ivoorversierde paleis maak u bly. Voor u staan prinsesse getooi met u juwele en aan die regterhand die koningin versier met goud van Ofer. Luister, dogter, luister goed. Neem afskeid van u volk en u familie, want u skoonheid bekoor die koning. U behoort aan hom en u moet hom eer. Dogter van Tyrus, die rykes van die volk sal u guns soek met geskenke. In louter pragt staan die koningin daar, in haar kleed van goud brokaat. In haar veelkleurige rok word sy na die koning toe gelei. Sy en haar gevolg van jong prinsesse, haar vriendinne, word na u toe gebring. Onder uitbundige vreugde word hulle ingelei, betree hulle die paleis van die koning. Ons sing saam skrifberuiming 2:1, dis die ou 19 vers 1. Nou sal ek opstaan, laat die woning weer, die Vader huis my wankele voetstap keer. My Vader sal ek sê van bestaat skep, my sonde steen die hemel en voor U. Dankie. Dankie Frans. Dan sê baie dankie Frans. Dankie Willy. Baie dankie. Er is nog reg. Goed, broer en suster, die volgende gaste uit die blok kan toetree tot die tafel van ons Here. Lyk vir my dis 16. As ek reg getel het 16 plekke, so u kan altyd tel 16 mense. Is nodig om die tafel vol te maak. En hier is nog 2 plekke, broer en suster. Oom David en Tannie ook daar kom pas en Gerrit, daar is hy, die is reg. Baie dankie. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van al ons sonde. Die drinkbeker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit
Dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sonde. Psalm 51. Wees my genadig, o God, in die troue liefde, wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg, en U oordeel regverdig. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel. Laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Vers 2. Ek het van hoë kunskap neergestort en is nie werd die seun genoem te word. As ek my Vader wat die gramskap vrees, as ek my eerling maar kan wees. Baie dankie broer en suster. Dankie Frans. Dankie Willie. Ons kan die laaste gaste uit hierdie blok uit kry. Hulle gaan egter nie hierdie tafel vol maak nie. So ek sou sê as Tannie Loret gekom het, dan moet u weet hier is net 6 mense, so hier moet nog 10 mense kom. So uit hierdie 2 blokke kan asseblief 10 mense kom. En dan is hier's nog plek, Jan, weet jy nie, maar, okay, hier's nog 2 plekke, wil iemand nie kom toch, dat ons nie plekke oophou nie, daar sy, kom Letty en oom Stoffel, dankie, baie dankie oom Stoffel, dankie Letty, baie dankie. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van ons sonde. Die drinkbeker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit. Dink daaraan dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sonde.
Psalm 86 vers 2 tot 8. Bewaar my siel, want u gunsgenoot is ek. U my God verlos, u knegt wat op u vertrou. Wees my genadig, o Here, want ek roep u aan die hele dag deur. Verbly die siel van u knegt, want tot u, o Here, hef ek my siel op. Want u, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat u aanroep. Here, luister na my gebed en let op die stem van my smekinge. In die dag van my benoudheid roep ek u aan, want u verhoor my. Daar is niemand soos u onder die gode, Here, en daar is niks soos u werke nie. Ons sing vers 3. Baie dankie. Dankie, Nico. Dankie. Baie dankie. Ja, ek dink ons is nog redelijk. Broer en suster, die volgende gaste uit die 2 blokke kan toetree tot die tafel van ons Here. Soos wat ek gesê het, 16, jy kan maar tel, 16 is. En dan is hier nog 3 plekke. Is nog 3 plekke. Daar sy. Baie dankie Tannie Adrie. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van al ons sonde. Die drinkbeker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit en dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Nou ja, ons lees ook die Nuwe Testament, Openbaring 19 vers 6 tot 9. Ek het toe iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa, en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep, prys die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak.
God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. En verder sê hy vir my, dit is die woorde van God en hulle is waar. Ons sing saam vers 4. Tot waar hy was, geliefkoos deur die vaderlike kus. My Vader roep hy uit van misdaad skei, my sondes teen die hemel en voor U. Baie dankie. Ek wil intussen tyd vra dat die ma's en die ouers in die moederskamer kyk of hulle nie nou gereed is om dalk na hierdie tafel toe te begin kom nie. Ons het vergeet om die mense met die bank, ons sal nou met die volgende ene. Dis reg. So ek wil nou kans gee vir enige ouers wat so lank kan kom, dat daar minstens 2 geleenthede oor is. Is daar enige ouers van die moederskamer se kant af? Broer Nico, wil jy nie net daar vir my kyk, jy of Walter nie, dat ek net weet. Is daar niemand nie? Baie dankie, die volgende gaste kan toetree tot die tafel. Baie dankie. Daar gaan definitief nog 'n tafel wees. Wat sê jy? En dan is daar nog 2 plekke oop. Hier is nog 2 plekke. Dankie Victor en Teitem. Er is eintlik 3 plekke oop. Maar dit lyk vir my dis dit. En ons gaan nog 'n tafel hê, die kerkraad moet nog gebruik. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van al ons sonde. Dankie Willie. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sonde. Waarheen ons op pad is, Openbaring 21 vers 1 tot 8. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: Kyk, die woonplek van God is nou by die mense.
Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Ons sing nou vers 5 en ek dink daar is vers 6. Kan ons ook sing. Van oë kunskap het ek neergestort en is nie werd die seun genoem te word. As ek my Vader wat u gramskap vrees, as ek by u heerling maar kan wees. Die Vader sien sy slawe wagten staan, bring hier die beste kleed, trek hom dit aan, bring vir sy hand die ring van fynste gloed, en skoeisel vir sy afgesloofde voet. Baie dankie. Laaste tafel. Moet ons aan. Julle moet nou kom. Broer en suster, hierdie is die laaste tafel. Soos wat ek afgekondig het, as u nou nog nagmaal moet gebruik, die kerkraadslede aan diens, u moet asseblief nou kom. Ons Here Jesus gaan die tafels hierna sluit ons. So dis die laaste geleentheid, asseblief kom nou. Kom ons kyk of ons almal aan een kant kan sit. Broer en suster, is daar enige iemand wat nog gehoorsaam moet wees aan die opdrag van die Here? Ons sluit dan met die tafel af. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van al ons sonde. Die drinkbeker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Dink daaraan en glo dat die wyn die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus is. Ons lees saam uit Openbaring 22 vers 1 tot 5. Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant van en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Ons sing die laaste vers, Skrifpruiming 2:1 vers 7.
seën oor wie ons vrolik is, was dood en eten, blye reisenis, weer lewendige word en hy my kind, vir my verloor is eindelijk weer gevind. Baie dankie, julle kan vir ons dek. Die lofprysing, broer en suster, geliefdes, omdat die Here ons met die brood van die lewe versterk het, laat ons almal saam sy naam dankbaar loof en prys met die woorde: Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. En soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie. En daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Levitikus 23, broer en suster, ek neem u deur die hoofstuk. Dit gaan hier weer oor feesdae. Die Here het vir Moses gesê, praat met die Israeliete en sê vir hulle, my feesdae, die feesdae van die Here wat julle as heilige byeenkomste moet uitroep, is die volgende. 6 dae lank moet werk gedoen word, maar op die 7de dag is dit 'n gewone Sabbat, 'n heilige byeenkoms. Julle mag geen werk doen nie. Let daarop dat daardie woorde is hierdie hele hoofstuk vol. Julle mag geen werk doen nie. Dit is 'n Sabbat vir die Here, waar julle ook al woon. Die feesdae van die Here, die heilige byeenkomste wat julle moet uitroep op hulle vaste tye, is die volgende. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen laatmiddag, is dit die Pasga van die Here. Op die 14de dag van hierdie maand begin die fees van ongesuurde brood vir die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet. Op die eerste dag moet julle 'n heilige byeenkoms hou. Julle mag geen gewone take verrig nie. 7 dae lank moet julle 'n daaglikse offergawe vir die Here bring. Op die 7de dag is daar 'n heilige byeenkoms. Julle mag geen gewone take verrig nie. Die Here het vir Moses gesê, praat met die Israeliete en sê vir hulle, wanneer julle in die land kom wat ek vir julle gee en julle die graanoes insamel, moet julle die eerste gerf van julle graanoes na die priester bring. Hy moet die gerf voor die Here aanbied, dat dit tot julle voordeel strek. Op die dag na die Sabbat moet die priester dit aanbied. Op die dag wanneer julle die gerf aanbied, moet julle 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer vir die Here bring, met die bepaalde graanoffer van 2/10 en 'n eva gesifte meel met olyfolie gemeng as 'n offergawe aan die Here. 'n Geurende offer, as ook die bepaalde drankoffer van 'n kwart hien wyn. Brood en geroosterde en vars graan mag julle nie op daardie bepaalde dag eet nie.
totdat julle die offer vir julle God gebring het. Dit is 'n vaste voorskrif wat vir altyd vir julle nageslagte geld, waar julle ook al woon. Vanaf die dag na die Sabbat, vanaf die dag waarop julle 'n gerf as gewyde gawe bring, moet julle die dae aftel. Hier kom nou nog 'n volgende fees. 7 volle weke moet dit wees. Julle moet 50 dae tel tot op die dag na die 7de Sabbat. Bring dan 'n nuwe graanoffer vir die Here. Van die plekke waar julle woon, moet julle 2 brode as gewyde gawe saambring, wat van 2/10 van 'n eva gesifte meel berei word. Dit moet met suurdeeg gebak word as eerste opbrengs van die oes vir die Here. Saam met brood moet julle ook 7 jaar oud lammers sonder gebrek, 1 jong bul en 2 ramme as offers aanbied. Dit moet brandoffers vir die Here wees, saam met die bepaalde graan en drankoffers. 'n Offergawe, 'n geurende offer vir die Here. Julle moet as reinigingsoffer 1 bokram offer en 2 jaar oud lammers as 'n maaltydoffer. Die priester moet hulle, die 2 lammers, saam met die brood van die oes, se eerste opbrengs voor die Here as 'n gewyde gawe heen en weer beweeg. Dit is 'n heilige gawe aan die Here wat die priester toekom. So dit was 'n beweegoffer. Dan nog 'n nuwe offer, 'n nuwe fees. Julle moet op daardie bepaalde dag 'n byeenkoms saamroep. Dit moet vir julle heilig wees. Julle mag geen gewone take verrig nie. Dit is vir altyd 'n vaste voorskrif vir julle nageslagte, waar julle ook al woon. Wanneer julle die graanoes op die lande insamel, mag julle nie die kant van julle land skoon afoes nie, en jou oesreste mag jy nie optel nie. Vir die weerloses en vreemdelinge moet dit agterlaat. Ek is die Here jou God. Die Here het vir Moses sê vir die Israeliete, die eerste dag van die 7de maand moet vir julle 'n buitengewone Sabbat wees, 'n herdenkingsdag, aangekondig met geskal en heilige byeenkoms. Julle mag geen gewone take verrig nie, en julle moet 'n offergawe vir die Here bring. Dis nou die begin van die siviele jaar. Die Here het vir Moses gesê, onthou net, die 10de dag van hierdie 7de maand is die dag van versoening. Julle moet 'n heilige byeenkoms hou, julle moet julle verootmoedig en vir die Here 'n offergawe aanbied. Julle mag nie enige werk op die bepaalde dag doen nie, want dit is die dag van versoening om vir julle voor die Here, julle God, versoening te doen. Ja, enige persoon wat hom nie op die bepaalde dag verootmoedig nie, moet uit sy volk verwyder word, en enige persoon wat enige werk doen op die bepaalde dag, ek sal daardie persoon uitwis uit die geleedere van sy volk. Geen werk mag julle doen nie. Dit is 'n vaste voorskrif wat vir altyd vir julle geslagte geld, waar julle ook al woon. Vir julle is dit 'n buitengewone Sabbat, en julle moet julle die aand van die 9de van die maand verootmoedig. Julle moet van sononder tot sononder julle Sabbat vier. Die Here het vir Moses sê vir die Israeliete, op die 15de dag van hierdie 7de maand is dit die hittefees. 7 dae lank, tot eer van die Here. Op die eerste dag is daar 'n heilige byeenkoms. Julle mag geen gewone take verrig nie. 7 dae lank moet julle daaglikse offergawe vir die Here bring. Op die 8ste dag moet julle 'n heilige byeenkoms hou en ook 'n offergawe vir die Here bring. Dit is 'n gewyde rustdag. Julle mag geen gewone take verrig nie. Dit is die feesdae van die Here wat julle as heilige byeenkomste moet uitroep om offergawes aan die Here te bring, brandoffers, graanoffers, maaltydoffers en drankoffers, soos wat daar vir elke feesdag vereis word. Afgesien van die gewone sabbate wat die Here julle gewone gawes, al julle gelofteoffers en al julle vrywillige offers wat julle aan die Here gee. Onthou net, die 15de dag van die 7de maand, wanneer julle die opbrengs van die land insamel, moet julle die fees van die Here 7 dae lank vier. Die eerste dag van die fees is 'n buitengewone Sabbat en die 8ste dag is 'n buitengewone Sabbat. Op die eerste dag moet julle vrugte van loweryke bome neem, saam met palmtakke, die takke van wele groeiende bome en rivierwilgers
en voor die Here julle God 7 dae lank vrolik wees. Julle moet dit as 'n fees ter ere van die Here vier 7 dae lank in die jaar. Dit is 'n vaste voorskrif wat vir altyd vir julle nageslagte geld. In die 7de maand moet julle hierdie fees vier. Julle moet in hutte woon 7 dae lank. Al die gebore Israeliete moet in Israel in hutte woon, sodat julle nageslagte kan weet dat ek die Israeliete in hutte laat woon het, toe ek hulle uit Egipte land laat wegtrek het. Ek is die Here, julle God. Moses het toe die feesdae van die Here aan die Israeliete bekend gemaak. So daai woorde, niemand mag die dag werk nie, is ons teksgedagte. Dis dwars deur die teks. En nou, dinge het verander in Suid-Afrika, nee. Dis opvallend hoe dat die marxistiese agenda ons vakansie daar losgemaak het van God. Dis die agenda. Die agenda van 'n marxistiese regering is hulle wil nie meer hê ons moet Christelike feesdae tot eer van God hê nie. En daarom bring hulle vir ons ander feesdae. Feesdae soos Werkersdag byvoorbeeld. Nee. Is 'n baie goeie voorbeeld. So nou is die verantwoordelikheid, ons verantwoordelikheid as gelowiges om te bly fees vier. Dis baie duidelik, die Here wil hê ons moet fees vier. En as jy so geluister het, dan sal jy sê, maar dominee, wanneer het hierdie mense gewerk? En inderdaad, ek dink hulle het 'n bietjie meer vakansiedae of feesdae of afdae gehad as wat ons gehad het, maar die doel was baie duidelik en die doel moes baie duidelik gewees het. Jy kan maar ophou werk, die Here sal sorg dat jy genoeg het om van te lewe. Maar daardie dae is die Here se dae wat jy tot eer van die Here se naam fees vier. Moenie die dae losmaak van hom. Nou mense luister natuurlik nie, nee. Al meer en meer sien ek mense wat aan uitbranding ly. En dit is vir my opvallend. By hulle almal, hulle het die Bybelse roetine en die Bybelse patroon het hulle gebreek. Hulle oortree hom op die een of ander manier. En die oomblik as ek vir hulle sê, die Here sê 6 dae werk, die 7de dag rus. En dan sal hulle 'n klomp redes, ek het die week weer iemand gesien, sal hulle 'n klomp redes en motiverings aanvoer. Byvoorbeeld, as ek nie werk nie, gaan ons nie genoeg geld hê nie, gaan ons nie ons rekenings kan betaal nie, gaan ons nie kan leef nie. Jy sien, die Here ken die mens, want hy het die mens geskep, hy weet wanneer gaan ons breek. En as jy elke dag van die week probeer werk, dan gaan jy breek. Nou die predikant moet ook 'n dag tot die eer van die Here rus. Nou in my geval is die dag wat vir my goed werk, letterlik die Sabbat. Nie dat ek 'n sabbatariër is nie, dis letterlik van die Vrydagmiddag tot die Saterdag, wat ek rus. En ek probeer dan ook uitkom by dit wat die Here vir my bepaal het, anders te gaan ek ook breek. So die Here het niks teen werk nie. Dis nie dat hy negatief is oor werk nie. Inteendeel, Adam en Eva het mos gewerk in die tuin van Eden voor die sondeval. Die Here het vir hulle gesê, hulle moet dit bewerk en hulle moet dit bewaak. En na die sondeval het dinge verander. Jy kan in Genesis 3 gaan lees. Dan sê die Here, die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. So, werk het harde werk geword as gevolg van die omgewing wat verander het. Dorings en dussels. Maar wanneer 'n mens nie werk nie, wat noem 'n mens dit, kinders? Wanneer 'n mens nie werk nie. Wanneer 'n mens nie skool toe gaan nie. En ek dink julle weet wat noem 'n mens dit. Mens noem dit vakansie, nee. En julle is nou baie naby aan 'n baie lekker lang vakansie waaroor julle opgewonde is. En vakansie is nodig. Dis nodig sodat jy ook kan sê, ek is nie vasgevang in hierdie wêreld en in die wêreld se manier nie. Ek is nie vasgevang in die wêreld se patroon nie. Die wêreld gaan my nie oorheers nie. En elke week sê die Here, beskik ek vir jou een vakansiedag.
Dis eintlik waar hy begin. Hy sê, 1 dag van fees per week. Hoekom sê hy dit? Hoekom sê hy dit? Hoekom sê die Here, julle moet werk en julle moet hard werk, en hy gee daai opdrag, byvoorbeeld Paulus vir Timoteus, wie nie wil werk nie, moenie eet nie. Maar dan kom hy en hy sê, julle moet 1 dag van die week fees vier in die Here, want die Here wil hê jy moet gelukkig wees. Die Here wil hê jy moet die lewe geniet. Jy moet die lewe geniet tot sy eer. Die Here wil nie hê ons moet gebroke, ongelukkige mense wees nie. God laat ons dankbaar fees vier, want hy versorg ons hele lewe. Nou ja, ek sê, dis met ander woorde met hierdie tema, dat as 'n mens dankbaar is, dan is jy altyd gelukkig. Dan het jy altyd iets om voor dankie te sê, en dan werk jou gebede ook reg uit, want jou gebede, ons is nou mos besig met die gebed, is nie om vir die Here 'n klomp goed te vra nie, maar om in die Here te roem, om die Here te prys, om die Here te loof. So dis nogal 'n baie belangrike punt, dat ons moet verstaan, God laat ons fees vier, want hy versorg ons hele lewe. Ek het altyd iets om voor dankbaar te wees, en ek ontvang dit uit sy hand uit. Nou, ek begin nou maar bietjie hier in die middel van hierdie feeste. Ek het verwys nou na die Sabbat, maar ek verwys ook nou na die Groot Versoendag. Die Groot Versoendag was werklik 'n groot feesdag. Dit was die dag wat daar offers gebring is vir die hoëpriester, en dan eers kon hy in die allerheiligste ingaan en kon hy die bloed van 'n offerdier gaan sprinkel op die deksel van die verbondsark. En dan sê die Here, dit is Rosh Hashanah. Met ander woorde, dit is vir julle die eerste dag van die 7de maand, moet vir julle ook 'n rusdag wees. Dis 'n gedenkdag wat met die blaas van die ramshoring aangekondig word. 'n gewyde byeenkoms, en weer eens sê hy, niemand moet werk nie, sodat almal daar kan wees. Maak ook seker dat jy daar is vir die dank en vir die dankdag. Jy moet 'n baie goeie rede hê. Iets soos omtrent dood, as jy nie daar is. Dus, dankbaarheid is deel van die lewe van die gelowige. Nou, hierdie fees was in September, Oktober, en hy het dan bestaan uit 2 dele, die Groot Versoendag wat ek 'n bietjie nou beskryf het, en dan 5 dae later die Loofhuttefees op die 15de tot die 22ste. So die Groot Versoendag gaan gepaard met 'n gewydheid, baie ernstig. Diere word geslag, daar is 'n seremonie waar daar 'n bok is, die sondebok, die woestyn ingejaag word. Dit klink vir mense altyd baie wreed. 'n Man moes uiteindelik 'n hele reinigingsritueel ondergaan voordat hy die laar weer kon inkom. Maar hy moes daai sondebok so ver die woestyn injaag dat hy nooit weer kon terugkom nie. En die gedagte was, daardie sondebok dra die sonde van die volk weg. Hulle sien dit, daar gaan die bok. En hy word deur daardie man aangejaag, en hulle sê vir hulle self, my sonde is weggedra. Jy kan gerus hierdie hele ritueel gaan bestudeer en dit gaan lees. Dit het vir 'n mens nog steeds groot betekenis. Na hierdie Groot Versoendag is daar 'n uitbundige fees wat gevier word. Dis die Loofhuttefees. En kyk, die kinders sou van daai fees gehou het. Ek is baie seker daarvan. Nou die Loofhuttefees was ook 'n dankfees vir die oes, as hulle die beloofde land ingekom het. En jy bring altyd eers vir die Here en dan eet jy. Jy gee altyd eers vir die Here en dan eet jy. Jy eet nie eers nie. Dis soos die gebed voor ete. Altyd eers die Here, dan jy. En dit word nou mooi daar beskryf en u dit saam met my gelees. Ek wil net u daarop wys. Ons is nou in die reëntyd. En ons hoop vir oeste. Nou die Here sê vir hulle iets baie mooi in Deuteronomium 11 vers 10 tot 12. Hy sê die land wat julle in besit gaan neem,
is nie soos Egipte waar julle vandaan kom nie, waar julle saad gesaai het en wat julle dan met baie moeite nat gelei het, asof dit 'n groentetuin is. Dit is mos kanale, jy moet die kanale oopmaak, dat die water daar kan invloei, nee. Die land wat julle in besit gaan neem is 'n land met berge en vlaktes en word nat gemaak met reënwater. Dit is 'n land waarvoor die Here jou God sorg. Van Nuwejaarsdag af tot Oujaarsdag toe, hou hy ononderbroke sy oog daaroor. Kyk hoe sorg die Here. Hy sorg dat daar 'n oes is. So as jy nou so ry op jou plaas, of jy ry, maak nie saak waarna toe jy ry nie, jy kyk so hier in Suid-Afrika en jy sien hoe staan die gesaaides. Dan die eerste ding wat jy moet dink is, die Here is groot. Die Here is goed. Kyk net, wat is hy besig om vir ons te doen? Kyk net, wat is hy besig om vir ons te gee? Kyk net die wolke, wat die Here stuur, dat daar 'n oes kan wees. Nou wat het die Jode vandag van dit alles oor? Eintlik maar baie min. Hulle slag nie meer die lammers nie, want hulle het nie meer 'n tempel nie. Partykeer eet hulle nog lamsvleis uit die aard van die saak, saam met die viering van Pasga, maar is nie meer dieselfde as wat ons dit in die Bybel gehad het nie. Nou die loofhuttefees het ek julle nog nie klaar vertel nie. Ek los die beste deel vir laaste, terwille van die kinders. Deel van die tradisie wat ontstaan het, was die waterdra seremonie. Toe daar later Jerusalem was, het hulle van die Siloam-bron die laaste water gedra na die heiligdom toe. En dit is by daardie geleentheid wat ons Here Jesus Christus daar kom staan het. En baie duidelik dit alles op homself van toepassing gemaak het, toe hy gesê het, as iemand dors het, laat hy na my toe kom om en drink, strome water sal uit sy binneste vloei. Hy sê, ek is die vervulling ook van hierdie fees. Die strome lewende water laat ons altyd dink aan die werk van die Heilige Gees. Die werk van die Heilige Gees in my daaglikse lewe? Nee, is dit nie. Nou ja, wat was die loofhuttefees? Hulle het in hutte gebly, vir dae lank. Elke gesinnetjie het 'n hut gebou. Sommige met eenvoudige takke en blare het hulle hierdie hutte gebou. En hulle het gesê, die Jode het altyd die sêding gehad, die hut is kosher, as hy so 'n bietjie wankelrig is. Met ander woorde, die hut is reg, as hy so 'n bietjie wankelrig is. Hy moet wankelrig wees, want ons hele lewe is 'n wankelrige bestaan voor God, wat God vir ons sorg. Die hut moet kosher wees, as hy wankelrig is. Is dit nie mooi nie? Dink net hoe sou die kinders so 'n kampery geniet het, as ons nog die fees gehad het. Die Here wil hê ons moet fees vier. Hy wil hê ons moet die lewe geniet tot eer van sy naam. Nou hieruit het uiteindelik ook die opdrag gekom dat die Here sê, nou moet julle tel 7 weke van 7 dae. Hoeveel is 7 maal 7 nou weer? 49, onthou julle. Plus 1, 50. Pentakosta is 50 in Grieks. Die pentakostalistiese beweging is die radikale charismatiese beweging. Dis die Pinksterfees. Onthou julle, ek het net gepraat van die werk van die Heilige Gees. Strome lewende water sal uit julle kom. Nee. So uiteindelik sê die Here, daar is 'n fees wat julle moet vier, wat verband hou met die oesfees en die oordadige oorvloedigheid waarmee die Here jou seën. En wat is dit meer? Die oordadige oorvloedigheid van die Here, nie die materiële besittings nie, maar hy self. Hy self wat hom vir ons gegee het, nie net aan die kruis nie, maar ook in ons gegee het, sy Heilige Gees. Want dit is wat ons assosieer met die Pinksterfees, die Pentakosta, die uitstorting van die Heilige Gees. En hoekom? Sodat ons mense kan wees wat 'n verskil maak. Die Here sê, deel van jou verantwoordelikheid as 'n boer is, jy oes nie alles nie. Jy maak nie jou plaas so toe dat arme mense nie daar kan kom nie.
Rut het geloop op die landerye van Boas wat afgeoes is, en sy het daar die are opgetel, en sy en Naomi het geleef van daar die are. Dis dankbaarheid, om nie net vir jouself te leef nie, maar die Heilige Gees werk in jou hier die bewustheid dat jy het ook 'n verantwoordelikheid teenoor ander mense. En toe Boas gesorg het deur daardie afvalaartjies wat so op sy land gelê het, vir Rut en Naomi, het hy gesorg vir Christus. Besef jy dit? Want dit is uiteindelik die ouma grootjie van ons Here Jesus Christus. Rut, uit Rut en Boas word uiteindelik ons verlosser gebore. Hoe het God nie ons lewe volgemaak nie? Hoe het hy ons lewe nie verryk nie? En nie net in die materiële dinge nie, maar veral in die Heilige Gees. So dis die Loofhuttefees, die Paasfees, die Pinksterfees. En ja, daar's baie ander feesdae wat ons as Christene ook vier. Gaan vier Paasfees, gaan vier Kersfees. Vier al die Christelike feesdae. Dit word nie meer verpligtend beskou nie. In Christus is dit vervul. Maar vier dit en deel dit met jou kinders. Vier fees in die Here, maar doen dit veral elke week. Moenie aanhou werk nie. As jy aanhou werk, kan jy nie fees vier nie. Jy moet ook rus. En rus in die Here. En wees bly in die Here. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir U baie dankie dat U oor ons ontferm. Ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig het. Ons dank U dat U U enigste seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van die seun. Ons bid U, laat deur die Heilige Gees in ons werk, sodat die boodskap van die dood van ons Here ons elke dag sal laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus. Om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons sluit af, broer en suster, met Psalm 48 vers 4 en vers 5. Ons Heer wat redding skenk, aan alle goedheid bly gedenk, as ons te same in U woning, net soos U naam is grote koning, so is U glans verskyning, die vyand se verdwyning, word aan die volkere bekend.
klink van vreug. Laat dit as dogter sal verheug, omdat Gods oordeel al verbly het. Die oordeel wat sy volk bevry het. Aanskou die stad met skanse, paleise, torentranse, o dat al pryk met nuwe pracht, en meld dit aan die jong geslag. Die God is onze God, en hy sal tot die dood toe ons gelei. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal. Amen.